Ons oordink die dal van donker skaduwee, waarvan Dawid in Psalm 23 sing. Ons het reeds daarop gewys dat almal, selfs gelowiges, se lewenspad soms deur klowe met donker skaduwees gaan. Goeie nuus vir hierdie slegte tye is dat die Here by my is, met sy stok en sy staf my vertroos. Dit is merkwaardig dat Dawid juis by hierdie vers oorslaan en nou nie meer net oor die Here praat as sy herder nie, maar met die Here as sy herder begin praat. Dit sê al iets van die doel van donker tye. Dit is nadertrek tye. Tye waar jy die nabyheid van die Here opsoek. Tye waarin jy jou totale afhanklikheid van die Here besef. Dis opkyk tye, dis bid tye. Tye waarin jy nie oor die Here nie, maar met die Here praat. Wat 'n voorreg om ook in donker tye 'n herder te mag hê en om deur Jesus Christus vrye toegang en volle vrymoedigheid te kan hê om met die Here te praat. In Jesus is die Here jou herder en jou Vader. Hy is nie 'n vreemdeling of 'n buitestander nie. Hy ken jou en jy ken sy stem. Ek kan soos Jesus in Getsemane voor sy ingaan op die kruispad van donker dieptes na die Vader toe gaan. Ek kan soos die digter van Psalm 130 uit die dieptes na die Here roep. Here, luister tog na my, hoor my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, U sou nog bestaan. Waar by U is vergifnis, daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as die wagter op die môre. Die wagter op die môre. Wag op die Here Israel. Want by die Here is daar troue liefde, by Hom is verlossing seker. Hy alleen sal Israel van al sy sondes verlos. Die groot troos in die Psalm en in die ganse woord van die Here is dat die Here by ons sal wees. Die herder wat voor die skape uitloop, is ook daar om agter die skape aan te loop en om hulle te beskerm. Sy teenwoordigheid gee die waarborg dat die kloof van donker skaduwee met sy gevare nie die skape sal oorweldig nie. Sy teenwoordigheid is daar by groen weivelde. Dis daar waar hy verkoop. Net so is dit daar wanneer ek deur 'n kloof van donker skaduwee moet gaan. Die koms van Immanuel, God met ons, dit is die evangelie. Jesus Christus, sy inkarnasie in hierdie wêreld het die waarborg geword dat ons altyd in God se teenwoordigheid lewe. Deur die geloof in Hom word ons in Christus ingelyf en deur sy Gees in die teenwoordigheid van God is die teenwoordigheid van God 'n voortdurende werklikheid. Ek is by jou, moenie bang wees nie. Dit is 'n boodskap wat dwars deur die woord tot ons kom. Ons hoor dit ook uit hierdie Psalm. Wanneer jy deur die kloof van donker skaduwee gaan, is die Here by jou. Onthou dit maar vir die swaar kry tye. Onthou dit as jy die donker kringe onder jou oë in die spieël raak sien. Onthou dit as jy voor die werklikheid van die dood te staan kom. Die Here is daar met sy vertroostende stok en staf. Die stok is soos 'n kierie waarmee jy diere kan aanjaag, maar ook kan beskerm en roofdiere kan afweer. Die herderstaf is die kromgebuigde stok waarmee die skaap in 'n rigting gestuur word, nader getrek word of selfs uit rotskeure opgetrek word. Die sigbare teenwoordigheid van die stok en die staf vertroos. Soos wat jy getroos word wanneer jy sien dat 'n wildbewaarder in die wildtuin 'n gelaaide geweer by hom het as jy in die bos moet stap. So troos die stok en die staf se teenwoordigheid jou. Die troos lê nie in die stok en die staf op sigself nie, maar in die een wat die stok en die staf hanteer. So gebruik die Here in sy vertroosting ander mense. Hy gebruik sy woord, sy sakramente om ons te bemoedig.
Ek dink nie, dit is ver gesog om in die simboliek van die stok en die staf die kragtige werking van die Heilige Gees te sien nie. Die Gees is immers die trooster. Hy verlaat ons nooit. Hy stuur ons op die regte pad en hak ons terug as ons afdwaal. Hy trek ons uit die rotskere waarin ons val. Hy tel ons op as ons ploeg word. Deur sy geïnspireerde woord verskaf hy vir ons lig. Selfs al moet ons deur 'n kloof van donker dieptes gaan. Goeienaand.